Goeiemôre liewe familie, mag julle vanmôre wanneer julle hierdie diens kyk of luister, sommer net ietsie van die Here beleef en ietsie van ons God beleef. Mag ons ietsie van sy vrede ook beleef en mag elkeen van julle welkom wees daar waar julle is. So voorreg om saam met julle op hierdie manier te kan kerk hou, nog steeds op 'n besondere manier. En ek sit vanmôre hier buite by my nuwe olyfboompies. Ek het in die, hoe sal ek nou sê, die slaggat van Gerrit Raad getrap. En ek het ook, toe hy nou die boompie sê, hy het 'n klomp, toe sê ek, maar bring vir my 'n paar, en toe bring hy nou die lot vir my, en toe het ons hulle nou geplant hier deur die week. En verskriklik hard gewerk om hierdie stukkie veld hier agter my reg te kry, en om die boompies in die grond te kry, en lekker laat in die aande nog, en vroeg in die oggende gesukkel. Maar, in is hulle, en hulle gaan nou hier groei. En met dit, deur met wat ons hierdie week gedoen het om hierdie boompies in die grond te kry, het ek so 'n bietjie begin vashak by, maar hoekom doen ons hierdie goed? Hoekom werk ons so verskriklik hard aan hierdie goed en in hierdie wêreld? En dis gaan ons nou so 'n bietjie gesels oor Prediker 2 en ook 'n gedeelte uit 1 Korintiërs 15 uit, om ons bietjie te help met daai vraag. Maar vir wie sloof ons so af? Vir wie werk ons so hard? Maar voordat ons daar kom, sommer net hartlike geluk vir almal wat in hierdie week verjaar, enige huweliksherdenkings en so wat kom, baie geluk, en mag dit 'n wonderlike en 'n geseënde dag en jaar wees vir elkeen van julle. Die name van ons gemeentelede wat verjaar sal bietjie later in die diens verskyn, maar dis ook op die nuusbrief, en vir enige iemand wat dit daar kan kry of wil kry, is dit daar klaar beskikbaar. Net so 1 of 2 goedjies, onthou, die 4de Maart is Wêreldmiddag vir vroue. Asseblief laat weet vir Talita of vir Tannie Marita voor die 25ste Februarie of jy kan kom of nie, dat ons getalle het. Ons het vir Nathan Nel wat bietjie by ons gaan kom kuier, en sommer die dag saam met ons vrouens van ons gemeenskap gaan deurmaak. Dan nog 'n ding, volgende naweek, die 20ste, is Dani Crawford van Prieska by ons. Hy gaan bietjie die diens lei, en dis ook kinderkerk. So onthou net daarvan asseblief, wanneer julle in hierdie week julle beplanning doen, volgende naweek sal daar weer kinderkerk wees. Mag dit vir julle geseënde diens wees hierdie. Ons gaan nou so 1 of 2 liedjies net luister, en geniet maar net die woorde, geniet net die musiek. Mag dit vir jou tot seën wees. Liewe familie, kom ons bid net saam voordat ons aangaan na die preekgedeelte van die diens toe. Ja, kom ons raak rustig daar waar ons is, en ons sluit ons oor. Ja, almagtige Vader, dankie Here dat ons hier kan wees, in die natuur, in ons huise, by ons gesinne, by ons geliefdes, en kan hoor ook wat in die woord staan. Dankie Vader dat ons hierdie week kon deurmaak met die hand wat veilig rondom ons toegevou was. Vader, seën ons wanneer ons die skrif gaan lees, wanneer ons gaan saam gesels,
En sien ons ook in die week wat vir ons voorlê. Alles wat op ons borde is, mag ons weet, ons kan dit hanteer. Want ons is op die regte plek en in die regte hande. Vader, dankie vir u liefde en die genade. Ons loof en ons prys u. Amen. Familie, soos wat ek gesê het, gaan ons 'n gedeelte uit Prediker 2 uitlees en dan ook 'n gedeelte uit 1 Korintiërs 15 uit. Prediker 2 lees ons vanaf vers 17 tot 26 en ek lees uit die 2020 vertaling uit, net vir die van die wat dalk 'n ander vertaling gebruik. En hier staan: Ek het 'n weersin in die lewe gekry, want wat onder die son gedoen word, het my gegrief. Ja, dit alles is sinloos en gejaag na wind. Ek het 'n weersin gekry in al die inspanning waarmee ek my onder die son afgesloof het, dat ek dit moet nalaat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse man sal wees of 'n dwaas. Hy gaan beheer hê oor alles waarvoor ek my ingespan het, waarvoor ek my afgesloof het, en wat ek onder die son met wysheid uitgevoer het. Ook dit is sinloos. Ek het my hart aan vertwyfeling oorgegee, oor al die inspanning waarmee ek my onder die son afgesloof het, want iemand wat hom met wysheid, kennis en kundigheid afgesloof het, laat die vrug van sy arbeid as beloning na aan iemand wat hom nie daarvoor afgesloof het nie. Ook dit is so sinloos en 'n groot ewel. Ja, wat kry 'n mens vir al sy inspanning en die strewe van sy hart waarvoor hy besorg was onder die son? Want al sy dae is vol lyding en sy taak is vir hom 'n verdriet. Selfs nags kom sy hart nie tot rus nie. Ook dit is sinloos. Daar is niks beter vir die mens as dat hy eet en drink en sy keel laat geniet wat goed is vir sy inspanning nie. Ook dit het ek gesien. Dit is uit die hand van God, want wie kan eet en wie kan geniet sonder my? Ja, en die mens wat hy aanvaarbaar vind, gee hy wysheid, kennis en vreugde, maar vir die een wat verkeerd optree, gee hy die taak om te versamel en bymekaar te maak, net om dit te oorhandig aan een wat aanvaarbaar is vir God. Ook dit is sinloos en 'n gejaag na wind. En dan blaai ons na 1 Korintiërs 15 toe, en daar gaan ons lees vers 50 tot 58, 1 Korintiërs 15, vers 50 tot 58. En hier skryf Paulus dan: Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie, nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, by die laaste basyn, binne 'n oomblik, 'n oogwink. 'n Basyn sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Tot sover. Nou familie, dalk ken van ons die bekende verhaal van Sisyphus, Griekse mitologiese verhaal. Dit is 'n hoogmoedige koning van die stad Korinthe, wat deur die Griekse gode gestraf is. Nou sy straf, ken ons dalk die storie, was om 'n groot klip teen 'n heuwel uit te stoot, en die belofte was dat as hy die klip bo sou uitkry, sou hy vry gewees het. Maar die gode het anders besluit met ou Sisyphus. Elke keer, net voor hy bo kom, het die gode gesorg dat die klip uit sy hande uitgly en afgerol tot heel onder, en dan moes hy van voor af begin. En so het hy maar sy lewe deurgegaan. Elke dag swetende, rollende, want dit was sy straf. En vir hom, in die verhaal, was die lewe 'n sinlose, te vergeefse speletjie met die noodlot. Dis 'n herhaling van alles, van iets wat altyd dieselfde bly. 'n sielsdodende roetine wat keer na keer oorbegin sonder om klaar te kry. Eintlik so 'n sirkel wat hy heeltyd net geloop het. Nou hierdie verhaal, familie, klink vir my nogal soos 'n nagmerrie.
En al is hierdie verhaal nie waar nie, al is dit net 'n mite of 'n verhaaltjie, is daar tog iets in hierdie verhaal wat vir ons kan laat die realiteit van die lewe kan laat raak sien. Iets van die lewe sit in daai verhaal en ons sal moet saamstem dat daar is ietsie van hoe die lewe werk vasgevang in ou Sisyphus se verhaal. Die lewe as 'n sielsdodende roetine, 'n herhalende worsteling, 'n leë bestaan eintlik. Of soos 'n digter eendag op 'n keer gesê het, my lewe is so leeg soos 'n gat in die lug. Nou kan 'n mens dit van die lewe sê, familie? Ja, ons kan, sê Prediker. Want as jy die lewe vanuit 'n sekere hoek bekyk, is dit regtig maar eintlik te vergeefs. En as jy op 'n sekere manier na die lewe gryp jy maar net 'n handvol wind. Want as ons die lewe vanuit 'n bepaalde hoek uitkyk, lyk dit soos 'n sinlose sirkel. Geslagte kom en gaan, mense word gebore, word oud en hulle sterf. Die son kom op en die son gaan onder. Riviere loop in die see in, maar die see word nie vol nie. Ons gaan werk toe en ons kom terug. Of ons staan op en ons gaan slaap. En is alles so vermoeiend, so eentonig. En wat is daar nou eintlik waarvan jy kan sê, kyk, dit is nuut, sê Prediker in Prediker 1 vers 9. Want hy sê daar is inderdaad niks nuuts onder die son nie. Want alles gebeur maar net oor en oor. En nou moet ons nie dink, familie, soos sommige mense dink dat die Prediker, omdat hy so sê, 'n verskriklike aardspessimis is wat alles somber en swart wil sien nie. En eintlik sou by voorbaat alles wil afskryf. Ons kan dit nie sê, ons moet dit nie dink nie, want die lewe, sê die Prediker, het 'n dubbele kantigheid. Die lewe, sê Prediker, kan van twee kante af beskou word. Die een manier is om na die lewe te kyk vanuit 'n sonder God perspektief. En dit wil sê om die lewe sonder God aan te pak. Sonder om jouself afhanklik van God of gerig op God te sien. Want sê die Prediker, wanneer dit om die sin van die lewe gaan, is die keuse duidelik en eenvoudig. Dit is of alles vir God of alles te vergeefs. Dit maak nie soseer saak hoe jy jou lewe inkleer of wat jy met jou hande gryp en vashou nie. Maak nie regtig saak wat jy versamel nie. Of dit nou geleerdheid, wysheid, rykdom, roem, plesier is, maak nie saak nie. Die Prediker sê die reël geld steeds. Dis vir God of te vergeefs. En so praat Prediker byvoorbeeld oor werk, oor ons werk. Wat wil ons byvoorbeeld bereik deur ons werk, familie? Wat dryf ons? Wat is ons doelwit? Die Prediker sê dat as ons die uitgangspunt en die doelwit van ons lewe in verganklike werke soek, en goed wat gaan wegraak op soek, sal ons ontdek dat die uiterste gevolge van so 'n lewe 'n gejaag na wind is. In 'n ander gedeelte, net so 'n bietjie vroeër as die gedeelte wat ons saam gelees het, vertel hy hoe hy dit self op die proef gestel het. Hy sê hy het groot ondernemings aangepak, hy het huise gebou, wingerde geplant, beeste en kleinvee gehad, goud en silwer opgegaar, en so kon hy aangaan. En hy sê eintlik, ek het alles gehad, alles onder die son het ek gehad. En toe hy goed gaan nadink, het hy gesien, dit is alles 'n gejaag na wind. Want in hierdie wêreld, sê hy vir ons, bevredig niks nie. En toe het hy, lees ons in Prediker 2 vers 17, die lewe eintlik gehaat. Want hy het ingesien, aan al hierdie harde werk en hierdie gejaag na nog meer, kom daar nie 'n einde nie. En dan loop dit uit op een vraag, een groot vraag, is vir wie sloof ek my af? Nou voel ons nie ook soms so in die familie. Waar ons voel dat dit eintlik ons is wat besig is om met ou Sisyphus se klip te stoei teen die heuwel op. Want elke oggend lê die klip aan die voet van dieselfde heuwel wat ons gister teenop was. Ons moet terug na daai selfde kantoor, daai selfde plek. Ons dagboeke is maar vol opdragte. So laat ons maar eerder vroeg opstaan, hastig eet en aantrek, sodat ons die dag so gou as moontlik kan begin, om maar net deur alles te jaag en die aand maar net weer ons kop op ons kussings te gaan neerlê. En miskien, as daar krag oor is, vir onsself die vraag te vra, maar is alles die moeite werd? Was
wat ek vandag gedoen het die moeite werd? En bo alles, miskien vir onsself te vra, maar vir wie sloof ek my so af? Gelukkig, sê die prediker, is daar ook 'n ander uitkyk op die lewe. 'n Moeite werd lewe. En hierdie moeite werd lewe, sê hy, vind jy nie in dit wat jy in jou hande kan vashou of probeer toevou nie. Dit begin daar waar jy leef in die oop hand van God. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet of drink en onder al sy arbeid die goeie kan geniet nie, sê prediker. Hy sê, ek het gesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet? Wie kan geniet as God dit nie moontlik maak nie? Prediker 2, 24 en 25. En in Prediker 5 vers 8 sê hy, God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. Ook dit is 'n gawe van God. So, liewe familie, wil die prediker vir ons in ons alledaagse lewe met al sy inspanning en al sy moeilikheid en al sy bekommernisse en alles, al die moontlikhede laat lewe voor God, vanuit God, saam met God en vir God. Dat ons Sondag ons arms rustig kan vou en Maandag die moue met 'n afwagting kan oprol om weer te werk, want hy maak dit alles moontlik. En daarom is alles nie te vergeefs nie. En dit bring ons dan by ons tweede gedeelte, familie, 1 Korintiërs 15. Familie, 1 Korintiërs 15 staan bekend as die opstandingshoofstuk in die Bybel. 'n Hoofstuk waarin Paulus die dwaalleer bestry dat Christus sogenaamd nie opgestaan het nie. Dat hy eintlik roem op die feit dat Christus die angel van die dood oorwin het en met vreugde verkondig dat ons sal leef omdat Christus leef. En nou sou 'n mens verwag dat Paulus eintlik hierdie hoofstuk sou afsluit deur te praat of ten minste iets te sê van die hemel. Want dit is eintlik tog so half die vrug van die opstanding, is dit nie. Maar Paulus doen dit nie. Inteendeel, hy eindig hierdie hoofstuk af deur van iets te praat wat vir ons totaal en al anders is as die hemel. En hy praat van werk. Nou, hoekom? Omdat Christus leef, omdat hy opgestaan het, omdat daar aan sy koninkryk geen einde sal wees nie, omdat die toekoms nou God se toekoms is ons werk nie te vergeefs nie. Want ook Jesus het op 'n keer teen 'n heuwel uitgestrompel, uitgesukkel. Nie met 'n klip oor sy skouer nie, of voor hom nie, maar met 'n kruis oor sy skouer. Nie omdat hy deur die gode gestraf is nie, maar omdat hy ons straf op hom geneem het. En het hy nie by die toppunt van die heuwel omgedraai nie. Nee, gelukkig nie. Hy het dit bereik, nie sy kruis verloor nie, maar hy het wel sy liggaam verloor. Daar het hy sy liggaam weggegee en vir ons van alle sinloosheid van die wêreld bevry. Want wat, familie, het ons nie alles in Christus nie? Hy het ons met God versoen en in hom het ons deel aan die ewige lewe. In hom besit ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En so gee hy vir ons dagtake, ons werk, ons gemeente se werk en ons bestemming. So word ons arbeid ten diepste 'n diens aan God. Ons werk nie maar net vir die goed wat vergaan of op 'n neutrale plek wat nie vir God teenwoordig nie. Ek wil so opsom. Die roeping om God te dien, gaan alle take, gaan alles anders wat ons wil doen, loop dit vooruit. Maar vul ook elke taak, elke ding wat ons doen na dit met betekenis. Ons moet onthou, om te werk is nie maar net 'n lewensfunksie nie, dis 'n opdrag van God. Wat ons hand vind om te doen en moet ons met alle mag doen. In die Bybel lees ons mos, het nie 'n goeie woord vir 'n luiaard nie. Maar dan moet ons onthou dat ons werk nie alles is nie. Dit gee ook nie, dit bied ook nie vir ons alles nie. Dit is en dit kan nooit 'n doel op sy eie wees nie. Ons mag nie ons arbeid, ons werk van God losmaak nie. Want wie so in hulle werk omgaan of met dit betrokke raak, sal ook so in hulle werk ondergaan. Vir wie hulle arbeid alles is, vir hulle sal hulle werksplek 'n afsloofplek wees. Maar wie God in die eerste plek in alles en voor alles dien, vir hom of vir haar sal die werkplek die koninkryk van God wees.
My familie, ons is hier nie na Epifanie op pad na lydenstyd toe. Op pad na die pad wat Christus moes gestap het om by die kruisiging uit te kom, om by Goeie Vrydag en Opstanding Sondag uit te kom. En ons is in hierdie tyd waar mens probeer sin vind van 'n klomp goed. Mag ons besef dat hierdie werke wat ons doen, hierdie klein stukkies aarde wat ons moet bewerk, tot eer van God moet wees, en sal wees, en dat ons, wanneer ons dit kan regkry, die hand van God daarin sal kan sien. Kan sien dat ons werkplek die koninkryk van God is. Nou, amen. Familie, kom ons bid net saam. Dankie Vader dat ons uit die woord uit kan hoor dat dis nie net ons wat soms dink dinge raak te swaar nie. Dinge raak te moeilik en te sinloos nie. Here, mag ons versterking vanuit die woorde van Prediker uitkry, maar ook vanuit die belofte wat U aan die kruis gemaak het. Dat ons kan vashou daaraan, Here, en kan bly glo dat U genade vir ons altyd genoeg sal wees. Vader, seën ons in dit wat vir ons voorlê hierdie week, mag ons besef en so leef en werk asof ons in U koninkryk werk. Dankie Here dat ons kan. Geef vir ons die seën en skyn die lig altyd oor ons. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal